Vanus, dankie. My en jou tweede ronde. Fantasties. Ja, ek voel geëerd Dankie. dat ons kan praat. Baie dankie. Die mense weet nou reeds wie jy is en jy Ja. het al 'n bietjie jou lewensstorie vertel, maar ek en jy het nou die dag gekuier rondom wat die mistisisme vir jou persoonlik beteken. En ek wil hê ons so 'n bietjie diep delf vandag daarin. Absoluut. En ek weet ook jy lei op die oomblik, lei jy vir ons die mistiese WhatsApp groep en die mense leer soveel by jou insigte en jou webtuiste en ons moet ook 'n skakel na jou webtuiste toe plaas Ja. by hierdie video. Want ek dink dit is 'n wêreld waartoe baie mense aangetrokke voel en wat op hierdie vlak vir hulle baie beteken. So trek jy weg en vertel vir my 'n bietjie, wat is dit omtrent mistisisme wat jou so verlief maak daarop? Ja, jy het reg gesê, dis 'n wêreld waar mense meer en meer aangetrokke voel. En dis ook iets wat ek makliker oor praat, Ja, oor die mistiese, omdat Ja. dit meer ontvankliker raak in die hart van mense. was dit vroeër vir jou moeilik? Dit was moeilik om van 'n tradisionele godsdienstmodel met sy reëls en regulasies en wette oor te gaan na iets wat nie regtig konkreet is nie. Ja. Iets wat en baie mense kan sê baie maklik vir my, maar dit is mos nou airy-fairy goed. Dit is mos nou nie konkrete goed waaroor jy praat nie. Sê mense Maar- dit vir jou direk so? Dis reg, ja. Hulle sê Maar dit direk. Tongniekies of is mense vyhandig? Soms kan ek ervaar as tongniekies, Ja. jy weet, en soms is dit maar omdat mense nie gewoond is om daaroor te praat nie. Jy weet, as ons kyk na die godsdienst en ons kennis van God en die begrip oor God is iets wat mense, veral religieuse mense vir jou maklik sê, maar dit is vasgevat. Dis hoe God hom geopenbaar het. En dit is hoe dit is, jy weet. En die mistiese sê dit baie anders. Sê God, maar ons weet nie hoe God hom geopenbaar het nie. Ja. En ek sê baie keer vir mense, en dit is skokkend vir mense, as ek van die begrip God praat, dan praat ek nie van iemand wat daar in die hemel is, 'n ou met 'n baard wat daar in die hemel is, wat vir ons sê wat ons moet doen nie. Jy weet. Ek praat van God as 'n bewustheid wat binne in ons almal lê. Jy weet. Ons kan nie sê wat of wie God is nie. Partykeer kan ons praat van haar as God. Het al ooit die gedagte gekry of entertain van God as 'n vroulike persoon. Jy weet, ek weet in jare terug was die fliek die Shack baie bekend gewees. En daar Neil Donald Walsh het God uitgebeeld as 'n vrou. En dit was in die tyd wat die fliek bekend was, was vir my baie skokkend. Ek kon nie glo dat iemand waag om so dit te sê van God en God so uit te beeld nie. Ja. Maar soos ek gegroei het in spiritualiteit en in die mistiese, en ek het die ander dag het ek weer na daardie fliek gekyk en daar is soveel wat ek gekry daaroor. Toe is dit meer bekend. Toe is dit meer bekend. Toe is dit iets wat ek verstaan dat God nie 'n vorm het nie. Ja. Wat sou jy sê, en ek het my eie gedagte daaroor gehad, is die waarde daarvan, terwyl ons weet, dit sal nie 'n God wees wat 'n vrou of 'n man is nie. Wat sou die waarde daarvan wees om dit 'n vrou te maak? Is 'n baie stout vraag, maar ek wil jou baie stout vraag, ja. Ek dink vir as ek die woord feministiese kan gebruik, vir my feministiese vrouens beteken dit iets waarna ek toe kan relate. Iets
as iemand in 'n verhouding met 'n vrou met 'n man baie seer gekry, 'n vrou in 'n verhouding met 'n man baie seer gekry, dan gaan dit moeilik en is dit moeilik, en ek dink dis waar die feministiese beweging vandaan kom, jy weet, om na hierdie Vader God figuur toe te kan verwys, jy weet. En spesifiek daarom, as jy God nou nie 'n geslag gee nie, as jy God maak as 'n vrou, is dat iemand wat seer het, as gevolg van vaderfiguur of 'n manlike figuur wat baie dominant was, te kan verwys na, en daardie vaderwond word makliker heel gemaak. Jy weet. En dit is belangrik, jy weet. So vir my gaan God daaroor na dit waarmee ons kan assosieer. Jy weet. As iemand net na 'n sterk manlike figuur as Vader en as God kan wil verwys, dan gaan ek dit nie forceer nie. Jy weet. Maar as iemand oop is, jy weet, en ek het baie geleer by Neil Douglas Klotz by sy interpretasie van die Jesus gebed, van die Onse Vader gebed, en wat Jesus gepraat het, wat hy praat van Abunde Bashmaya, met betrekking tot Vader, wat hy sê Vader, Moeder, jy weet. En dis tog vir die antieke Aramees vir ons sê, dit is nie, dit is spesifiek our parent in heaven, die een wat vir ons geboorte gegee het, of as ek nou metafories daar kan verwys, die een wat die ontstaan, die wêreld, die werklikheid geboorte gegee het, en dit kos tog 'n vader, moeder, en baie keer is dit vir my ongemaklik dat in die Christelike godsdienst daar nie 'n sterk moederfiguur is nie. Dit is so. Dit is miskien waarom die Katolieke so klem plaas op die moeder van Jesus. Dis reg, ja. Om iets van daai vroulikheid in te bring. Want dit is tog nodig. Dit is absoluut nodig. En dis waar die mistiese vir my lê, om nie om God te verstaan nie, want ons kan nie, jy weet, maar om 'n ervaring van God te kan hê buite die vasgestelde reëls wat daar vir ons neergelê word, van dit is hoe God is en dit is hoe God nie is. En elke een van ons kan daai innerlike ervaring hê. Met ander woorde, ek het 'n moederfiguur nodig. En die moederfiguur is tog eintlik tog so sterk in die Bybel as jy lees in die geskrifte, jy weet. So ek kan nie verstaan hoe ons vashou aan God moet 'n vader wees nie. Dis daai patriargale, daai chauvinistiese inslag. Absoluut. En sentiment wat vir so lank ons beskawings geoorheers het. Ja. En dit is skoon skokkend as jy daarteen 'n stelling wil maak. En ek het dit baie geniet nog. Ek het 'n vriend gehad wat 'n Anglikaanse priester is, wat 20 jaar terug al aspres gepraat het van God as haar en sy, en dan skok hy die mense, ons vriende, vreeslik. En dan het ek altyd geglimlag, want ek weet wat wil hy doen. Ja. Hy wil net die pendulum ander kant toe laat swaai en sê, luister, kom ons kom nou weg by hierdie mannewêreld. Ja. Waar die man so oorheers. Ja. Vanus, is daar vir jou 'n woord vir God wat beter doen as om te sê God? Of dink jy ons almal weet nou maar waarvan ons praat en dat dit goed genoeg is om te sê, ek sien nie God soos die God van antieke mense nie, die geopenbaarde God soos wat die Bybel hom in ons voorhou geïnterpreteer deur die kerk al die jare nie. Ja. En ek het nou gehoor en ek stem so met jou saam dat daai openbaring, dis mense se voorstelling. Ja. So nou kan 'n mens of sê ek kan my eie voorstelling maak en dan sê dis nou wie God is, of ons kan oper wees daaroor. Ja. Maar in die oper wees het ek dikwels in geselskap al met mense gepraat
En dan wonder ons saam, is daar nie 'n beter woord as God nie? Wat dink jy daaroor? Weet jy, ek soek 'n beter woord. Want ek het 'n probleem met die woord God. Ja, vertel my. Vanweë die konnektasie aan die woord. Ja. Jy weet. En tog as ons praat oor die begrip God, praat ons oor iets wat infinitief is. Ja. Jy weet. En baie groter is as wat ons menslik, en tog dis wat die teologie vir ons sê. Vir ons sê. Maar ek weet nie hoekom die kerk dit nie toepas nie. Baie groter is wat ons kan dink as ons begin dink oor die begrip. Jy weet. En miskien moet ons dalk net luister wat ons sê en sê maar hierdie begrip wat ek oor God het, hierdie persepsie wat ek oor God gebou het, is miskien nie die regte persepsie nie. Dis Jy weet. ja. In die Indiese geloof praat hulle van die Brahman. Jy weet, die groot God en waarvan ek die Atman een is. Die kleiner weergawe van dit wat is. En baie keer dink ek maar net as ons sê dit wat is. Jy weet, Dis hy. is dit 'n baie beter omskrywing Ja. as wat ons 'n naam gaan koppel. Ja. En want as ons 'n naam koppel, dan moet ons noodwendig 'n plek koppel aan die naam. Ja. Jy weet. Dan praat ons van in die hemel. Ja. Ja. En weer kan ek terugkom na die Aramees wat praat van Awun, hy sê Awun de Bashmaya, our Father who is everywhere, our Father Mother who is everywhere. Jo. Jy weet. Ja. Maar dis die goed wat my denke rondom die goddelike. Ja. En ek dink dalk die goddelike is 'n beter woord. Dit wat nie spesifiek grens het nie, maar wat alle grense oorskry. Dis hy. Jy weet. Dis dalk 'n beter woord om te gebruik, jy weet. Weet jy waarom, ek val jou nou in die rede, maar waarom ek ook so gevoel het? En mense het my bevraagteken en gesê, wanneer ek praatjies ook lewer en ek sê die goddelike, maar hoekom sê jy nie net God nie? Dit maak dit vir my oper. Ja. Net soos jy nou sê. Ek het gevoel, wanneer ons sê God, en ek praat met Afrikaners, dan sien hulle onmiddellik vir die God van die Bybel. Ja, hierdie oom op die stoel, Daar sy. op die troon. Terwyl ek voel as ek sê die goddelike, dan gooi ek hom oop dat ons sê, die goddelike of dit wat is, soos wat jy nou sê, soos wat dit deur almal beskryf word. Ja. En dan ook deur geen een beskryf word nie. Dit word vir my 'n baie oop term. Ja. En ek wil net gou voordat ons gaan verder luister na jou, vir jou sê dat vir my is die hele openbaringsleer een wat ons baie duidelik moet uitspel en sê, ons aanvaar dit nie. Ja. Absoluut. Ons aanvaar nie dat 'n groepie mense kom en sê, God het sy gesig net vir hulle gewys Ja. en hulle het dit beskryf en dis hoe die beskrywing lyk nie. En dit is soos wat jy sê, dit is so paradoksaal. Dis eintlik 'n antitese wat die kerk doen. Absoluut. Die kerk sê, God is die gans andere, die een wat in woorde nie kan beskryf word nie, die transcendente, hy gaan alles te bowe, hy is buite dit alles, hy is groter as dit alles. Geen mense beeld of woord kan hom beskryf nie. Die hoofopskrif is, die gans andere, die onbeskryflike, Dis reg, ja. lyn getrek. Dan begin ons met die lang opstel waar ons hom beskryf. Ja. En ek het 'n dosent gehad, Dr. François Moller, in dogmatiek, wat vir ons in die 80's al gesê het, elke woord wat jy oor God sê, verkleineer God. Absoluut. Want jy bring hom in menslike definisies Ja. in. So ja, dis net vir my 'n belangrike ding. En ek wou hoor of jy ook so voel. Daai openbaringsstorie, ek voel ikonna. Die openbaring lê vandag hier om ons, Ja. in ons, Absoluut. is met ons. Dis nie daar in 'n boek nie, Ja. soos wat een kultuur en een nasie hom Ja. gesien het nie. Is ek reg volgens hoe jy dit Ekskuus tog, ervaar? jy's heeltemal reg en dis kom die woord goddelike die beste woord is miskien om te gebruik want dit sluit almal in, ook my. Ja.
jy weet. Ja. So met ander woorde, as ek sê die goddelike is dan's ek deel van daai goddelike en my lewenservaring is deel van daai goddelike en soos hy sy om en of haar openbaar in my en deur my. Jy weet. So dit word nou iets wat deur my lewe reflekteer. Ja. Jy weet. En deur almal se lewe reflekteer. En dan word ander gelowe deel van hierdie openbaring. Ja. Dit raak deel van hierdie lewe. Met ander woorde, as die moslim God sien op 'n spesifieke manier, op die manier wat hulle God sien, dan is dit tog maar nie deel van hierdie groter openbaring. Ja. En as die Hindu, die Boeddhiste praat nou nie van God nie, maar hulle het tog die openbaring van self, Ja, ja. wat God insluit. Ja. Weet. Ja. En maak nie saak wat is die beskrywing wat ons aan die geloof dan gee nie. Dit raak deel van hierdie legkaart wat ons begin bou oor God. Weet, ek het eendag 'n storie gehoor dat God is soos 'n spieël wat uit die hemel geval het en in 'n duisende skerwe gespat het. En elkeen tel hierdie spieeltjie op, hierdie stukkie van die spieël, hierdie skerf op en hy sê dit is God. Hy sien homself, dit is God. En wanneer ons onsself begin insien of inlees in hierdie openbaring, dan sien ons wie God is. Dan ervaar ons wie God is. So dit is nie, vir my is dit nie iemand wat in 'n boek homself kan openbaar of haarself kan of dit self kan openbaar, maar wel in die lewensstories en die lewensverhale, goed of sleg, hartseer, blymoedig, wat ook al en hoe ook al my lewe uitspeel, daar is. Ja. Die ek is, daar is God. Dit wat is. Dit wat is. Dis 'n kaleidoskoop. Absoluut. So jy nou praat van die spieël wat breek. As ons sê dit wat is hier, dit is met ons, dit is wat ons beleef en elke liewe wese deel elke dag en proe daaraan. Reflekteer iets daarvan, dan word dit so 'n wonderlike kaleidoskoop van klere dat niks uitgesluit is nie en geen klein groepie se ervaring of se belewenis, se anekdotes, se stories word die hele verhaal nie. Ja. En dit gaan voort, dit gaan by my en jou tyd ook verby. Ja, absoluut. As ons dood is, dan gaan dit wat is voort. Ja. En die wat daar is steeds 'n refleksie daarvan en so. Ja. So in daai sin, ek hou nogal daarvan om van die goddelike te praat, maar ook om net te sê die lewe met 'n hoofletter L, bedoelende my respek vir die alles omvattende lewe. Wat elke dag geboorte gee aan nog kinders. En nog kinders. En nog kinders, ja. Maar vertel my, toe sit jy nou met hierdie geopenbaarde godsdiens en dit begin jou pla. Waar gaan daai pad toe met jou heen in die dieptes waar jy vandag met hom saamleef? Ja, dit was noodwendig 'n worsteling gewees. Ek stel my voor. 'n Worsteling tussen dit wat ek geleer het, dit wat ingedruis het of is en ingedring is in my menswees deur die kerk, jy weet. Daarvan af kom natuurlik 'n kognitiewe dissonansie soos jy nie kan glo nie. Ja. Want ek het dit nie ervaar nie. Ek het dit nie ervaar in my lewe en gesien. En dit het my gedwing tot 'n geweldige stilte. Wat ek vir myself gesê het, okay, ek shut up nou. Ek bly stil. Ek maak nie meer uitsprake oor God nie. Want ek wil nou
Ek weet nie wat dit is nie. Maar dit wat dit is, wil ek graag begin ervaar. En dis wat die roete met meditasie begin. En Het dit vir jou daar begin? ja, By meditasie. by By meditasie. twyfel, kognitiewe dissonansie, ek wil nie meer praat nie, en toe word jy stil. Ja, kyk, daar moes 'n manier gewees het Ja. wat ek die storm in my kon stil maak, Ja. kon stil kry, Ja. jy weet. En dis dan vir my so mooi soos die profeet Elia sou daar in die berg is, jy weet, daar in die grot is. En daai skrifgie sê vir ons so mooi, jy weet, toe kom daar 'n groot aardbewing, en die aardbewing was God nie. En toe kom daar 'n vuur, en die vuur was God nie. En toe kom daar rukwind, en die rukwind was God nie. Maar stilte. En in die stilte, die woordjies is so mooi, dit is Kol de mamar de akar. Ja. Still small voice. Jy weet. En in die still small voice, in hierdie stilte, daar's God. Jy weet. So is nie noodwendig iets wat jy gaan hoor nie, Ja. Ja. want stilte kan jy nie hoor nie. Ja. Stilte is die afwesigheid van geraas, Daar sê. van enige geluid. Ja. So is noodwendig iets wat jy voel. Is noodwendig iets wat, en waar voel ek dit? Ek voel dit hier binne in my. Want toe ek begin stil word, toe begin die storm kalmer word. En ek het begin leer dat stilte is my grootste vriend. As ek stil genoeg kan word, as ek kalm genoeg kan word, kan enige storm kom, enige geraas, enige rukwind, enige vuur. En daardie vuur gaan nie of rukwind of storm gaan nie 'n invloed op my kan hê. Want ek het binne geleer om stil te word. En is nie elke dag wat 'n mens daardie vlak van stilte bereik. Weet. Want ons emosionele storms Ja. is nogal geweldig. Ja. Jy weet. En net soos die buitekant in die realiteit storm baie keer losbars. Jy weet. Bars daar 'n storm van 'n geweldige storm. Ek wil nou amper vir jou soos daai een oom sê van geweldige Epidermiese proporsies. epidermiese proporsies. Ja. Daardie storm bars op jou los, Ja. jy weet. En baie keer dan gaan ons in hierdie paniek in oor die storm wat in my lewe is. Jy weet. En ons begin wat ook al ons doen om nou hierdie storm te bedaar, om 'n kalm te vind, jy weet, bid of wat ook al, jy weet. En ons voel ons bereik niks. Maar as ek stil raak, dan kan hierdie storm binne in my bedaar. En dit gaan oor hierdie storms binne in my. Jy weet. So dis die geweldige effek wat die mistiese op my het, jy weet. Ja. Dan dink ek noodwendig aan die desert fathers en die woestynvaders, die woestynmoeders wat daar in die berge ingegaan het, jy weet. Of die monk wat daar so op die berg in die grot sit en mediteer, jy weet. Om daai stilte te ervaar, om te dis 'n deurdringende ding, jy weet. As dit eers begin deurdring, as jy eers begin gewoond raak
aan hierdie stilte, is dit soveel makliker om in die staat van stilte in te gaan. Jy weet, jy kan net letterlik jou oë toemaak en alles afsluit. Bybel sê mos as ek bid, sluit my deur, gaan na my Vader wat in die verborgen is, en die innerlike is. Die Vader wat in die verborgen is, sal my pa vergelde. Met ander woorde, wanneer dit wat ek sien te veel raak, maak my oë toe, sluit my deur, gaan in die binneste, en die binneste sal dinge gebeur, wat in die uiterlike begin manifesteer. Weer sal manifesteer. Ja. Dan word jy 'n ander jy in daai selfde vuurstorm rukwind. Absoluut. Dan het jy baie beter perspektief op jou vuur of jou storm. Of jou rukwind. So dis hoekom die mistiese vir my so belangrik is. Ja. Wat vir my wonderlik van jou is, en ek het nie om dowe neute gevra dat ons weer 'n gesprek moet voer nie. My belewenis van jou is daai egtheid, dat dit nie nog 'n dogma is nie. Ja. Dis 'n lewe. Ek wil by jou hoor terwille van uitklaring vir mense wat luister. Ek weet daar is 'n mistiese skool wat weer eens aanspraak maak daarop dat net hulle die waarheid kan sien en dat net aan hulle die waarheid openbaar is. En soos met alles, kry jy mos nou maar hierdie verskillende denkskole en goed. Hoe ervaar jy dit? Was jou ervaring daarvan dat dit 'n eksklusiewe klomp mense is, of is dit vir jou 'n persoonlike ervaring wat oop is en wat ander insluit? Die mistiese is vir my baie wyd oop. En dit het die potensiaal om ander in te sluit. Wat dit eksklusief maak, is dat nie almal, want dit is noodwendig 'n pad wat jy stap. Ja. Nie almal is bereid om daai pad te stap. Ja. Jy weet. En dis 'n pad van dissipline. Jy moet gedissiplineerd raak in meditasie. Jy moet gedissiplineerd raak om elke dag daardie stilte te beoefen. Ja. Wat is dan nog, ekskuus, oor dissipline? Gaan dit oukei wees as jy net vir my op daai punt uitbrei? Watter ander dissiplines is daar nog? Ek het nou die dag met daai dominee gepraat, Barry van der Merwe. Ja. En toe verwys ek na die boek van Richard Foster oor Celebration of Discipline. Wat ek in die 80's gelees het omdat dit 'n voorgeskrewe boek was. En ek dink amper daar was 9 of meer dissiplines, ek is nou nie seker nie. Maar is daar nog dissiplines volgens jou wat langs die meditasie kom staan op hierdie pad van mistisisme? Weet jy wat, ek dink, ek weet nie van meer nie, maar die belangrikste is, dat jy moet jou boutjies op 'n stoel neersit. En dis die grootste dissipline. Ek hoor jou. En vir jouself sê, nou sit ek. Nou sit ek tot ek klaar gesit het, en alles wat jou aandag aftrek daarvan. En noodwendig as jy gaan sit om te mediteer, dan begin jou brein aktief raak. Dan begin jou brein te dink. En dan dink jy aan dit en jy dink aan dit. Weet jy, ek het al agtergekom. Nou as jy mediteer, dan sit jy reg. Dis baie belangrik. Okay, ek gaan dit nou saam met jou doen. Jy weet, jy sit regop en jy's ontspanne. Jy maak jou hande oop om te ontvang of wat ook al, of party doen 'n mudra, maar maak nie saak nie. Maak jou hande oop en baie leer vir jou om jou oë na onder toe te vat. Met ander woorde, jy fokus nie spesifiek of iets nie. Jou oë is ongefokus of jy maak jou oë toe, jy weet. Maar sodra jy jou oë begin toemaak, dan is daar niks wat jou aandag aftrek nie. Dan begin jou brein aktief raak
en jy begin te dink. Jy weet. En ek het al agtergekom, nou as ek vir so tydjie so ding, dan begin ek so sit, dan begin ek te slouch. Jy weet. En dan het ek agtergekom, weet jy wat, ek het nou aan iets anders gedink. En ek moet terugkom na my meditasie. Jy weet. Baie meditasie ek het nou geleer by die transcendentale meditasie en ook by die Christelike kontemplatiewe meditasie van die mantra, die woord. Jy weet. En jy hou jou woord, jou boeddhiste gaan oor die asemhaling meditasie, maar maak nie saak wat jy doen nie, jy weet. Solank jy net fokus op dit, jy weet. En dan as jy agterkom dat my aandag het nou weggedwaal, kom jy net terug. Maar baie keer as ek agterkom, ek slaap, dan ruk ek op. Maar dis nie hoe dit gedoen word nie. James Finley het 'n baie mooi metafoor daarvan. Hy sê, dis soos 'n vrou wat 'n huilende babatjie vashou. En as die babatjie aan die slaap raak, haar versigtig neersit in die krib, en dan stadig die hande uithaal, soos om net die babatjie wakker te maak nie. En daardie gesindheid moet ek in my meditasie hê. Gaan dit oor die gedagtes wat jy neersit? Sit die gedagtes neer. En haal jou hande versigtig uit. En bly voort. Gaan aan. Bly voort op jou meditasie. Bly voort om te fokus. Dis baie mooi. Ja. Is daar 'n verskil? Ek weet nou ons weet dit, maar ek wil hê ons moet so 'n bietjie dit deurpriem byna en fynkam. Is daar 'n verskil tussen die meditasie met die asem van die boeddhiste, die Christelike kontemplatiewe meditasie waar 'n oue woord gebruik waarop jy kan fokus, en ander meditasies, het hulle almal identies dieselfde uitkoms? Want ek weet westerlinge, veral mense met 'n Christelike agtergrond, is bang vir 'n meditasie omdat hulle voel nou maak jy jou gedagtes leeg en nou kan daar allerlei verkeerde goed inkom. Ek weet nie of jy dit weet waarvan ek nou praat nie. Ja. Ja, kyk, daarmee kan ek veral ook sê, en ek sien baie, en veral kommentare as ek iets oor meditasie plaas, weet, dis demonies. Jy moet nie daaraan vat, jy weet. Dit kom van die oosters, veral die kundalini, jy weet. Maar dit is maar net begrippe wat hulle gebruik in hulle verstaan van meditasie. Dit gaan nie oor dat dis demonies nie. Ek dink alle meditasie het dieselfde uitwerking op jou fisiologie. Ek vermoed so. Op jou brein, jy weet. Dis net ander maniere om by dieselfde stilte uit te kom. Jy weet. Jy het gepraat van om jou gedagtes leeg te maak. Ek dink nie jou gedagtes kan ooit leeg wees nie. Ek dink is 'n onnodige vrees in elk geval. Dis 'n onnodige vrees. Jy weet. So jou gedagtes gaan altyd, jy weet, die boeddhiste praat veral van die monkey mind. Hy sê jy weet. En ek moet die monkey mind gefokus kry op my asemhaling. So ek moenie heeltyd na hierdie gedagtes, ek het noudag die moeite voor in my coaching gebruik met iemand anderste. Jy weet, dit is soos jy wat op 'n brug staan. Onder die brug deur vloei 'n rivier. En op die rivier is bootjies. En die bootjies is jou gedagtes. Nou het ek 'n keuse, gaan ek inklim in die bootjie en saamgevoer word, of gaan ek hier bo terug? En dis wat gebeur. Met ander woorde, ek is nog steeds bewus van wie ek is. Ek is bewus van my lewe, maar die gedagte gaan. Ek laat hom gaan. Ek laat toe dat die gedagte gaan. En dis vir my die belangrikheid van meditasie, is om hierdie gedagtes te kry dat dit gaan. Jy weet. Dit is soos wolke, jy weet, as daar's baie min daar wat die lug heeltemal oop is. Jy weet. En as hy hier oor Suid-Afrika oop is,
gaan hy in 'n ander plek van die wêreld gaan daar bewolk wees. So daar's altyd wolke wees. Ja. Jy weet. Maar ek ervaar dit nou nie. Gedurende my meditasie is die lig oop. Dit is skoon. Dis nie sê daar's altyd wolke nie. Hulle gaan terugkom. Sodra my fokus verloor op my mantra of my asemhaal, dan is die wolke maar terug. Dan is die bootjies terug. So ek moet net daai kuns kry om myself te kry om te relax. Al is hierdie goed. Jy weet. En wanneer ek so relax is, wanneer meditasie my kan relax, gaan my psigologie verander. My lewe gaan verander, want my gedagtes is, ek is nou nie meer so gefokus op elke gedagte wat ek dink nie. Jy weet. En dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die stilte gaan. Jy weet. So ek bereik van binne af 'n staat van rustigheid wat na buite toe oorspoel. Na my lewe toe oorspoel. Watter rol speel die magiese in mistisisme? En dan ook persoonlik vir jou. Is dit 'n baie sterk funksie? Of is dit iets wat simbolies gesien word en wat jy losweg mee omgaan? Hoe werk jy met die magical? Weet jy, dit is vir my iets wat ek losweg mee omgaan. Jy weet. Dis nie primêr oor wat die mistiese gaan nie. Jy weet. Baie mense wat betrokke is by die mistiese en wat mistiese ervarings, dit word eintlik noodwendig baie keer gekoppel aan 'n mistiese ervaring. Jy weet. Daar moet nou die een of ander visioen of verskynsel wees. Maar vir my is dit nie noodwendig daaroor. Jy weet. Dit is baie keer gaan dit vir my oor net om daai staat van stilte te werk. Ek het nie moeite om te verstaan dat iemand 'n ervaring kry wat bykans visueel raak. Dit hang ook van die persoonlikheid af en hoe mense se breine saamgestel is. Ek weet die jare toe ek nou in die Pinksterkerk 'n pastoor was. So ons was 'n klas van meer as 30 studente byvoorbeeld. Van ons was baie meer profeties, so jy het interpreteer en het gepredik. Ander was baie magies ingestel. Hulle sou die hele tyd sinkronisasie sien en iets lees in goed. Ander sou gesigte sien, kort met 'n droom voor 'n dag kom. En ek weet my eie ma is nogal iemand wat droom. En ook as sy bid, dan sien sy iets. En dan gee dit vir haar 'n insig in 'n huidige omstandigheid in mense vir wie sy lief is, se lewens en so. Soos baie visueel. Ek het nie moeite om dit te verstaan nie. Ja. Waar my vraag is, en dit is 'n opregte vraag aan jou wat ek dink wat die mistisisme so goed ken, is wanneer ons praat in die sin wat ek nou aanspreek oor die magiese, is dit die groot klem daarop dat iets in 'n geesteswêreld bestuur fisiese dinge. So ek moet nou iets kry, of dit nou 'n stokkie is, en of dit 'n gebed is, en of dit 'n towerspreek is, en of dit 'n lap is wat ek op iemand se lyf moet gaan, maar 'n middel waarmee ek 'n kanaal word vir die geeste of vir die godheid om 'n magiese of 'n wonderwerk in die natuurlike wêreld te pleeg. Daai groot klem op wonderwerke waarmee ek groot geword het in die AGS. Gemeentelede het weggeloop van 'n gemeente af waar die pastoor nie wonderwerke gepleeg het nie. Hulle het gevoel maar die Here doen niks in hierdie kerk nie. Ons sien nie bene langer word nie. Ons sien nie siekes uit rolstoele uit opstaan nie en so aan. Kankers wat uitval het hulle altyd gesê. So dis my vraag. Omdat ek 'n persoonlike ervaring het van hierdie beheptheid met wonders en tekens. Waar lê dit vir jou oor? Kyk, dis iets wat ek jare mee worstel. Is die wonders en tekens. Is dit? Jy weet. Want
selfs toe ek ook pastoor was, het ek het al vir 'n kind gebid wat leukemie het in 'n gevorderde stadium en uitgenees, jy weet. Maar ek onthou spesifiek, ek het die kind op my skoot gesit en gesê, sê agter my aan, Jesus genees my, jy weet. So was dit hierdie gebed, ek het al vir mense gebid in reistool waar ons die mense so optel om te staan en bid en al die woorde spreek en niks het gebeur. En hy val terug in die reistool. Hy val terug in die reis. Dit was my groot teleurstellings, jy weet. So daar was wonderwerke, daar was goed wat gebeur het wat ek nie verstaan het nie. Maar die groot klem op wonderwerke, dink ek, ons wil so graag hê iets moet gebeur. Ons wil so graag hê daar moet iets wees buite onsself. Ja. Wat ons lewe hier op aarde makliker maak. Ja, wat kom ingryp. Wat kom ingryp op 'n bonatuurlike manier. Ja. Jy weet. Ja. Ek weet nie of jy die Course of Miracles Ja. ken nie. Ek het hom deurgewerk, ja, so 20 jaar gelede, Ja, ja. ek's ook baie lief vir die Course of Miracles. Jy weet. En as jy regtig die Course of Miracles verstaan, dan verstaan jy, maar wonderwerke is in die alledaagse. Jy weet. Selfs dat as ek asemhaal, as ek lewe, is dit 'n wonderwerk. Jy weet. As ek kyk na die mistiese, dan besef ek dat daar nie noodwendig iets buite my is wat my gaan red nie. Ja. Maar dit wat my gaan help in hierdie lewe is reeds in my. Ja. Ja. Jy weet. En ek kan dit nou 'n label gee en sê, okay, dis die teenwoordigheid van God. Ja. Maar dan is dit net weer 'n label wat ek gee, 'n etiket wat ek gee aan iets wat ek nie noodwendig verstaan. Dis hy. En wat ons net moet los. Wat ons net moet los, jy weet. Sou dit gebeur, en ek hoor en jy weet van mense wat wonderbaarlike genesings ervaar, jy weet. En Joseph Murphy in sy boek The Power of the Unconscious Mind, Ken dit nie? Ja. hy praat daarvan as die mind wat homself genees. Ek hoor jou. Nee. Ek hoor jou. En hy praat noodwendig in sy boek, skryf hy in want hy was 'n predikant gewees, maar hy was ook 'n apteker gewees. En hy het die twee bymekaar uitgebring en hy verduidelik vir jou hoe jou liggaam die vermoë om homself te genees. Ja. En dis vir my waaroor dit gaan. Ja, ek hou daarvan. Verlede week toe praat ons, Johan se seun het hier gekuier. En ek weet nie hoe die gesprek geloop het dat ons daarby uitgekom het nie. Ek weet nie of hy verwys het na 'n studie nie en hoekom hy dit gesê het nie, want hy's nogal 'n akademiese mannetjie. Maar dit het my getref. Toe sê hy, wanneer mense sê ek gaan nie hierdie griep kry nie, ek vat dit nie, dan kry hulle dit nie. Heel dikwels. En mense wat sê, o, aarde, het iemand naby my gehoes, of ek was in 'n vliegtuig en almal het geproes en gehoes, ek gaan siek word, het 'n groter kans om siek te word. Ja. En dit is nou anekdoties en baie subjektief, maar dit het met my gepraat, want ek het 3 jaar gelede, maar dit het saamgeval met die tyd toe ek opgehou vleis eet het. Het ek besluit, ek gaan ophou om so bang te wees, wanneer mense aan 'n tafel by my sit en hulle begin hoes en blaas hulle neuse en so. Nou het ek soveel vertroue in my eetplan, dat ek nie inflammasie het nie, omdat ek nie goed eet wat inflammasie kan veroorsaak nie. En ek het hierdie houding van, hoes jy maar, ek is okay. En ek het 2 jaar, die vorige 2 jaar nou al, glad nie 'n wintersiekte gekry nie. Dit gaan nou vir my 3de winter. En ek glo dit, nie omdat dat ek dit magies glo nie. Ek dink dis 'n ingesteldheid in my. Dis 'n ingesteldheid wat 'n weerstand bied. Ja. En dalk mag dit op 'n dag nie werk nie. Maar ek hou van wat jy sê, want
My Johan sê altyd, man, wanneer iets vir ons na 'n wonderwerk lyk, dit is hoe dinge is. Ons kry dit net nie gesien nie. Ons sien Dis dit. deel van die natuur. Ja, Die natuur is so wonderlik. ja. Dit is Dit ontgaan net ons logika partykeer. ja. Kyk, Ja. wat die paranormale betref, verstaan ek dit so. As jy kyk na die spektrum van lig, Ja, of jy praat oor die spektrum van klank, ja, en daar is sekere klanke wat ons ore nie kan hoor nie. ja. En daar is sekere kleure wat ons oë nie sien nie. En dis waaroor die paranormal. Dis Daar's dit. goed wat ek nie verstaan nie. Ja, En ek gaan dit nie verstaan nie. nee, Jy weet. Ek moet dit net aanvaar, dit gebeur. ja, En die probleem kom is daarby dat ons wil alles uitredeneer. dis reg en verduidelik. Ons wil alles verstaan. Ja, Die mistiese gaan juis daaroor dat ek nie alles verstaan nie. ek leef dit maar net. Ek leef dit maar net. Ja. Jy weet. Dis deel van die onbekende. Ja. Dis die misterie, die mysterion. Soos dit baie keer in die Bybel deur Paulus beskryf word. Jy weet, dis iets wat ek noodwendig ervaar, Ja, al sien ek dit nie. ja. Jy weet, al verstaan ek dit So, nie. dis mooi. Dis deel van die lewe. Jy weet, goed en sleg is albei deel van die lewe. Ja, Jy weet, as ek nou 'n siekte kry en ek het nou daar's nou nie 'n kuur vir daardie siekte nie. En ek sterf van daai siekte, is dit nou deel van my lewe van die gewees. lewe. Dis nie minder wonderlik nie. Is nie minder wonderlik nie, weet. Want in my swaar kry kan baie wonderlike dinge met my gebeur. Jy weet. Al genees ek nie. Maar baie keer as ons net so fokus op die genesing, jy weet, en ons sê die Here gaan my genees en dit vind nie plaas nie. Ja, Jy weet. Ek het nou die ander dag op Facebook 'n inskrywing gehad. Jy weet, wat ek gepraat het oor hierdie goed. Het ek iemand gehad wat noodwendig vir my sê, jy weet, dat hy so lank en sy vrou, en ek weet van die geval, sy vrou het aan kanker gely en hulle het hierdie wondergenesing gesoek. En dit nie gekry nie, het so teleurgestel, so. jy weet. So in hierdie lewe moet ons nie wil hê of ons moet nie glo dat die wonderwerke ooit altyd gaan gebeur nie. Dis daai verwagting. Dis daai verwagting. Daai verwagting wat teleurstel en dit blokkeer jou as jy daai verwagting dan gaan koester vir die hele duur van daai kankerpad. Ja, Dan gaan jy nooit rustig raak en ander belewennisse en fokuspunte kry wat iets binne in jou kan doen ja, nie, né? ja, ja. Ek dink so dikwels aan Joost van 'n Westhuizen. Want die ervaring wat ek gehad het wanneer ek na dokumentêre gekyk het, waar hy al baie vermaard en siek was en moeilik gepraat het, toe besef ek, hierdie pad het 'n ander mens oopgebreek. Absoluut. En dit is wonderlik. Ja. Ek sê nie dis wonderlik op 'n fisiese vlak en die ervarings. Nee. En dat sy kinders hulle pa vroeg verloor het en so nie. Maar dit wat in daai man omgekeer het, as jy daarna kyk, jy het hom sommer lief gekry. Daai gebroke nederigheid wat in hom oopgebreek het. Ja. Het jy vir ons 'n laaste woord oor die mistiese pad? En 'n uitnodiging miskien aan ander mense om die pad saam met jou te stap. Synde iemand wat begeleiding bied op hierdie gebied. Ja. Kyk, ja, die mistiese pad is vir my hoe kan ek sê, dis die belangrikste pad wat jy kan stap in jou lewe. Wow. Want dis 'n pad waar jy aanvaar het dit wat ek nie weet nie, Ja. gaan ek nie weet nie. Wow. Maar dit keer my nie om hierdie innerlike stilte en teenwoordigheid te ervaar nie. Want dis waaroor dit gaan. Dis waaroor die mistiese gaan.
is om 'n plek te kom waar ek so stil geraak het. En ons kan ook nou nie vir lang tye op daai plek wees op 'n slag nie. Maar as ek net een oomblik 'n dag te midde van my besigheid, te midde van alles wat rondom my gebeur en my aandag vra, my aandag veg, daai stilte kan ervaar, gaan dit vir my so 'n groot invloed hê op die alles wat ek moet hanteer, op die dag wat moet gebeur, jy weet. En ek kan dan met 'n dieper perspektief met myself omgaan en met ander omgaan. Want ek is nou nie besig om te reageer op alles. Ja. Ek is besig om vanuit die diepte van dit wat ek as die lewe ervaar, in die mystiese, kan ek nou begin aksies uitvoer, nodige aksie, rustige aksie, jy weet. Amper soos jy kom in die vloei en jy doen die regte ding, soos die Japaneese sê, wei wu wei, effortless effort. Daar's nie effort nie, want sodra ek effort insit, dan probeer ek dinge forceer in my lewe. Weet. En dinge moet gebeur soos ek dit wil hê. Maar sodra ek begin oorgee en toelaat dat ek in hierdie mystiese ervaring verlore raak, gaan dit wat ek doen vanuit 'n ander perspektief wees. En dit gaan effortless raak. Dis vir my die mystiese. Dis pragtig. Ek wil vir jou sê, en ek sê dit uit my hart, jy's 'n lieflike mens. Dankie. Sjoe. Dankie. Dit is vir my baie lekker om na jou te luister. En ek wil nou mense nooi, Vanus is 'n lewensafrigter, en soos jy kan dink, hy doen dit vir koöperatiewe mense, en met betrekking tot hulle beroepe en alledaagse dinge, maar hy's ook iemand wat jou kan begelei op die pad van mistisisme. Indien jy daarin belangstel, ons sal sy webtuiste se skakel plaas onderaan hierdie video in die kommentaar, so kyk uit daarvoor en kontak hom gerus en volg ook dit wat hy daar skryf op sy webtuiste. Dankie Vanus. Baie dankie Philip. Dankie vir die geleentheid wat jy vir my gegee het. Dit was vir my 'n voorreg. Dankie. Dankie.